Goeiedag julle. Ek is mevrou Gerneke Renke en vandag doen ons die gedig Halala Afrika deur Johannes Kerkorrel. Ek gaan vra dat julle asseblief die gedig wat ek vir julle op Google Classroom gesit het sal uitprint, want julle gaan dit gebruik om notas te maak vir die analysering daarvan. As jy verkies om dit op die rekenaar te doen, is dit ook 100% reg, maar daar is studente wat dit nie kan doen nie. So, ek vind dit makliker om dit te skryf, maar as jy dit op die rekenaar kan doen, is dit ook 100% reg. Okay, so die leeruitkomste vir hierdie les vir vandag is die volgende. Leerders moet in staat wees om hulle voorafkennis van poëtiese begrippe te kan toepas in 'n informele, meervoudige keusevrae-assessering. Leerders moet in staat wees om hulle woordeskat te kan uitbrei deur gebruik te maak van die woorde in die gedig en dan in 'n informele, meervoudige keusevrae-assessering daaroor te voltooi. Leerders moet die gedig Halala Afrika aandagtig deurlees vir formele studie. Dit is 'n voorgeskrewe gedig deur die departement van onderwys, so jy moet dit baie aandagtig deurgaan, want jy gaan eksamen en toetse daaroor skryf. Leerders moet in staat wees om volledige notas te neem oor die analysering van die gedig, terwyl die gedig deur die onderwyser geanalyseer word vir formele studie, sodat die leerders in staat sal wees om na die tyd poëtiese begrippe en kenmerke in die gedig te kan identifiseer en tussen hulle kan onderskei. Leerders moet in staat wees om kontekstuele vrae oor die gedig op verskillende kognitiewe vlakke te kan beantwoord. Kognitiewe vlakke beteken net moeilike en maklike vrae. Leerders moet in staat wees om 'n formele assessering op hoë kognitiewe vlak te kan voltooi. Hoë kognitiewe vlak beteken 'n moeilike vraag. En dan laastens, leerders moet in staat wees om verskillende tegnologiese platforms, dit beteken net verskillende tegnologie, selfone, rekenaars, verskillende apps, iets soos Kahoot, Google Docs ensovoorts te kan gebruik om hulle onderrig en leer te ondersteun. Okay, nadat die les klaar is, behoort julle die volgende te kan doen. Leerders is in staat om hul voorkennis van poëtiese begrippe te kan toepas in 'n informele, meervoudige keusevrae-assessering. Leerders is in staat om hul woordeskat te kan uitbrei deur gebruik te maak van die woorde in die gedig en 'n informele, meervoudige keusevrae-assessering daaroor te voltooi. Leerders het die gedig Halala Afrika aandagtig deurgelees vir formele studie. Leerders het volledige notas geneem oor die analysering van die gedig, terwyl die gedig deur die onderwyser geanalyseer is vir formele studie. Die leerders is in staat om na die tyd poëtiese begrippe en kenmerke in die gedig te kan identifiseer en tussen hulle te kan onderskei. Leerders is in staat om kontekstuele vrae oor die gedig op verskillende kognitiewe vlakke te kan beantwoord. Leerders is in staat om 'n formele assessering op hoë kognitiewe vlak te kan voltooi en laastens, leerders is in staat om verskillende tegnologiese platforms effektief te gebruik om hulle onderrig en leer te ondersteun. Op die volgende skyfie is 'n musiekvideo, dit is 'n baie ou musiekvideo wat op YouTube was, wat ek vir julle opgelaai het, oor Halala Afrika, wat 'n liedjie is, wat as 'n gedig gebruik word. Dit is baie interessant om daarna te kyk. Asseblief kyk daarna, het gaan vir julle 'n bietjie konteks gee oor wie Johannes Kerkorrel was en waar hy gesing het en waar hy baie passievol was. Later sal julle verstaan hoekom ek sê hy was passievol oor sekere goed. So asseblief kyk daarna en geniet dit.
Okay, so nou wil ek hê julle moet op Google Classroom gaan kyk. Daar het ek vir julle 'n Kahoot opgelaai. Julle moet asseblief dit gaan doen. Dis julle vooraf kennis van julle poëtiese begrippe. Dit gaan julle so 3 minute neem. Dis net 12 vrae. Julle kan as julle sukkel met om daarop te kom, kan julle die QR-kode scan met julle fone of die link gebruik. Daar's ook die kode. So doen dit gou-gou en dan kan julle aangaan met die les. Hierso het ek vir julle geskiedenis gegee oor wie Johannes Kerkorrel is. Johannes Kerkorrel was Ralph Johan Rabie se verhoognaam. Aan die regterkant is daar 'n foto wat ek van hom gekry het. Ek sou sê dis geneem net voor sy dood. So Ralph Johan Rabie was bekend as Johannes Kerkorrel. Hy is gebore op 27 Maart 1960 in Johannesburg. En in 1980 is hy met medestudent Anne Grobler getroud en hulle het saam 'n seun gehad, maar hulle is ongelukkig later geskei. Hy het journalistiek gestudeer aan die Universiteit van Potchefstroom en hy het begin sing in die laat 1980s. En dit was ook aan die einde van ons apartheidsera. Julle sal nou sien hoekom is dit belangrik. En soos ek vir julle genoem het, is sy verhoognaam Johannes Kerkorrel. Terwyl hy ook gesing het, het hy ook gewerk by die Afrikaner koerant, die Rapport. En die Afrikaner koerant Rapport, want dit was die apartheidsera. En in 1987 is hy afgedank weens sy politieke aktivisme. Dit sal julle nou sien hoekom is dit belangrik, sy politieke aktivisme. Sy musiek was vol kritiek vir die Suid-Afrikaanse apartheidsregering en as gevolg daarvan is baie van sy albums verban in Suid-Afrika. Baie liedjies is op sy eerste album verban, insluitend die liedjie Eet Kreef. Die naam van die liedjie verwys na Marie Antoinette. Nou sy was 'n Franse koningin, baie lank terug. En sy het altyd gesê let them eat cake. Vir die arme mense, sy was altyd in weelde en in juwele aangetrek en die mense in haar rykdom was baie arm, het nie kos gehad om te eet nie, maar sy was aangetrek in die duurste klere en so aan en sy het baie kos gehad om te eet en hulle het geen kos gehad en doodgegaan van siekte en sy het net gesê let them eat cake. So hierdie eet kreef was in die Suid-Afrikaanse konteks het dit beteken dat die wit bevolking het in redelike gemak geleef en die swart bevolking het in armoede vergaan onder die apartheidsregering. Verder was Ralph Johan Rabie ook deel van die voëlvrye musiekbeweging. Hierdie beweging het in opkoms gekom teen die apartheidsregering in die 1980s. Dit was min of meer amper aan die einde van ons apartheidsregering. En dan volgens Steenkamp, sy is joernalis van Marula Media in 2023 gewees, het sy 'n stuk oor Johannes Kerkorrel gedoen. En sy het geskryf dat hy 'n baie mooi stuk vir hom geskryf, dat hy op 12 November 2002 in Kleinmond is onder in die Kaap sy eie lewe geneem het en dit het 'n groot leemte in ons Suid-Afrikaanse musiekwêreld gelos. So ja, dit is 'n klein bietjie geskiedenis oor Johannes Kerkorrel. So nou wil ek hê julle moet julle gedig kry en julle moet saam lees sodat julle net voordat ons die analisering doen net bietjie meer weet waaroor gaan die gedig.
dan gaan ons ingaan in die analysering. Halala Afrika deur Johannes Kerkorrel. Toe die wêreld hier nog jonk was en die horison wyd en oop, was dit groen hier in die halfrond, suid van die ewenaar. En in die skemer as die son sak en die beeste huis toe loop, klink die roepstem van die vroue oor die heuwels van die land. Halala, halala, ewig is ons Afrika. Tula tula Mtunami, tula tula Sanbonani. Tula tula Mtunami, ubab ubab usubuya silalali nyai. Ubab usubaya silalaya zonke. Toe kom die skepe uit die weste, wit seile oor die see, om te vra vir kos en water en te bly vir soveel meer. En die land wat eentyd oop was, die land het ons verruil vir die ghettos van die stede, is ons koperdraad gegee. Halala, Afrika. Sisipila, Kamanandi, Miyabaya, Afrika. Daar was rykdom in die maag van ons moeder Afrika. Diamante, steenkool, goud, edelmetaal, en die mense word die slawe hier, van die mense word betaal. Om te tonnel in die aarde, elke greintjie uit te haal, en die groot en oop grasvlaktes, span dit toe met doringdraad, en van die olifant tot die gemsbok, al die diere moes kom buig, voor die mag van die groot wildjagter, voor die mag van sy groot geweer, totdat net die stilte oorbly, totdat net die stilte heers. Halala, Miyabaya, Afrika. Okay, 'n bietjie agtergrond en 'n inleidende inligting oor die gedig. Die agtergrond. Die is 'n liriese gedig, wat beteken dit is 'n liedjie wat as 'n gedig behandel word in die klaskamers. Die lirieke is deur Koos Kombuis geskryf. Nou Koos Kombuis is weer eens 'n verhoognaam vir Andrei Leroux du Toit, en die liedjie is gesing deur Johannes Kerkorrel. Die hele liedjie kan gesien word as 'n versetlied. Die rede daarvoor is omdat die spreker homself uitspreek teen die kolonialisme en apartheid. Verder beskryf die spreker hoe die mense en die natuur van Afrika verander het. En dit sal meer verstaan wat ons aangaan in die analysering van die gedig. Die gedig gaan oor die geskiedenis van Suid-Afrika en die koms van die koloniste, die Europeërs, na Suid-Afrika, en hoe hulle die lewe van die oorspronklike inwoners, dit sal wees die San, die Khoisan, ensovoorts, van Suid-Afrika beïnvloed het. Die Europeërs het die land geneem en verander deur dit te ontwikkel. Myne, stede en fabrieke is opgerig. Die gedig gaan ook verder oor hoe die oorspronklike inwoners en die Europeërs saam die wild van Suid-Afrika uitgeroei het, elkeen tog vir hulle eie doel. Die Europeërs het dit gedoen om geld te maak. Wild se pelse, vel, vere ensovoorts is verkoop aan die ryk Europeërs in Europa vir klere of versierings in hulle eie huise. Baie van byvoorbeeld volstruise se vel is gestuur om handsakke te maak. Hulle vere is in hoede gesit ensovoorts. En selfs die Europeërs in Suid-Afrika het dieselfde gedoen met die wild. Die oorspronklike inwoners het die wild gebruik om kos en klere in die hande te kry. Dis deel van die redes hoekom ons wild vandag in wildtuine aangehou word, sodat hulle teen wildstropery beskerm word. Nou hierdie inleidende inligting is baie belangrik, so ek wil julle moet dit ergens neerskryf en leer.
Elke strofe het 'n verskillende hoeveelheid versreëls. Daar is 'n refrein, soos wat daar gewoonlik in liedjies gevind word. Daar bestaan geen rympatroon nie, so dit word vrye vers genoem. Die toon van die gedig is vertroostend. Die digter probeer die volk van Suid-Afrika troos en probeer hulle moed inpraat dat Suid-Afrika weer sal word wat dit eens was. Die gedig word vertel in derde persoon. Die refrein is in Zulu geskryf. Dit gaan oor die belangrikheid van Suid-Afrika en die mynwerkers in Suid-Afrika, en ons sal meer daaroor praat wanneer ons die analysering van die refrein doen. Die geheel boodskap wat die spreker wil beklemtoon in hierdie gedig is dat ons moeder aarde moet bewaar en beskerm en nie so moet vernietig deur links en regs stede, myne en fabrieke moet oprig nie. Ons moet ook na ons diere omsien en hulle nie net uitroei omdat ons klere en huisversierings van hulle wil maak nie. Ons as Christene moet besef dat God aan ons die verantwoordelikheid gegee het om na alles en almal om ons te kyk. Dit is ons verantwoordelikheid as Christene om na God se aarde en alles wat hy daarop geskep het te kyk en nie net te vernietig soos wat ons wil nie. Okay. Vir hierdie gedeelte gaan ek myself uit die skerm uithaal, maar ek wil net verduidelik dat ek vir julle alles probeer in kleur sit het. So as julle sien, daar's 'n grys blok of 'n geel blok of iets of 'n oranje blok om 'n versreël, beteken dit dat dit in kontras is met mekaar, of as die hele strofe in 'n blok is, beteken dit die strofe is in kontras met 'n ander strofe of 'n ander versreël in 'n ander strofe. So ek het vir julle probeer sover as moontlik ge-color coordinate sodat dit vir julle makliker is om by te bly. So as dit in een kleur is, vir al toe en wat ek nou by sal kom, is dit dieselfde in al die strofes. Dit is min of meer die een ding wat ek dink dieselfde gebly het in al die vers, in al die strofes. Ek dink nie daar was iets anders nie, maar die blokke beteken die kontras. Soos jy sal sien, die grys blok, dan beteken dit as ons by 'n grys blok kom in 'n ander strofe, is dit in kontras met hierdie strofe. Maar ek het dit vir julle alles mooi uiteengesit. So, nou gebruik jy of jou gedrukte weergawe van jou gedig, of jy gebruik dit as jy goed is met tegnologie en jy tik dit in op jou digitale weergawe van jou gedig. So ek gaan myself nou uithaal, sodat ons na die analysering van die gedig kan kyk. Okay, so hier kyk ons na die titel in die strofe van Halala Afrika. In strofe 1, so dit is versreel 1 tot 10, word daar na die geskiedenis van Suid-Afrika gekyk voor dit verander het met die koms van die koloniste. Ek is so jammer dat ek sukkel met die woord, dis nou die Europeërs. Die strofe beklemtoon ook dat daar nog geen ontwikkeling plaasgevind het nie met die woorde soos wyd en oop, was dit groen, beeste huis toe loop. Daar was nog rustige sonsondergang, die woord skemer, geen paaie, myne, geboue ensovoorts nie. Dis 'n landelike toneel wat vir ons geskep word in hierdie strofe. Dit is hoekom ek dit in hierdie roesbruin kleur gesit het, soos horison wyd en oop, was dit groen, die beeste wat huis toe loop. So dit skep vir ons 'n landelike toneel. Die titel Halala Afrika beteken hoera Afrika. Die spreker gee dalk nog vertroosting. Onthou ek het gesê die toon van hierdie gedig is vertroosting. So die spreker gee dalk vertroosting dat Suid-Afrika kan terugkeer na dit wat dit eens was.
toe en wat gebruik word in strofes, in versreëls 1, 2, 5 en 6 is die tipiese kenmerk van 'n verhalende gedig. Nou wat is 'n verhalende gedig? Dit is wanneer 'n storie vertel word. OK. Die woorde wêreld hier nog jonk was in versreel 1 verwys na voor die ontwikkeling van Suid-Afrika. Dan die wat in wit is in versreel 5, die S, verwys na alliterasie. Alliterasie is die herhaling van konsonante en die alliterasie in die geval skep ritme en vestig die leser se aandag op die lied wat die vrouens in versreel 7 sing. OK. Klink in versreel 7 vestig die leser se aandag daarop dat die vrouens se lied van ver gehoor kan word terwyl hulle op pad terug huis toe is. Die woorde halala, halala in versreel 9 is 'n Afrika term wat gebruik word as iets gevier word. OK. Ewig is ons Afrika. Versreel 10 skep eintlik ironie. Vir die eerste 10 versreëls word Suid-Afrika beskryf voor kolonisasie plaasgevind het en hoe beeldskool en rustig dit hier was. Die res van hierdie gedig beskryf hoe dinge was na kolonisasie plaasgevind het. Dit was 'n gemors van geboue en verwoesting, alles behalwe beeldskoon en rustig. OK. So ons gaan aan. Die refrein. Hierso het ek vir julle 'n prentjie ingesit van hoe dit gelyk het op myne. Daar staan inside of compound with net covering to prevent throwing gems out of the crater. So mense was in daai tyd gedwing om in myne te werk en hulle het die myngate toegemaak met net om te keer dat mense steel. Mense was ook baie sleg behandel, gestraf vir geen rede nie as hulle net dalk lyk asof hulle iets gevat het wat aan hulle behoort nie. Hulle is vir lang ure gewerk. So hulle is baie sleg behandel in die myne. Ja, so ek probeer vir julle met die visuele skep hoe dinge op myne was en hoe dinge in Afrika was. In die vorige skyfie het ek toe ons die inleiding gedoen het en die agtergrond het ek vir hulle foto's gegee van hoe dinge was voor en na kolonisasie. So kyk ook na die prentjies waar ek vir julle probeer wys hoe dinge was. So die beelde wat ek vir julle ingesit het is nie net beelde nie, dit is om vir julle te wys hoe dinge in Suid-Afrika was en hoe dit was na kolonisasie. Dis nie net prentjies wat ek ingesit het nie. OK, so die refreins wat ek vir julle gesê het is wat in liedjies ingesit word. So die refrein hierso, dit is 'n lied wat deur die vrouens gesing word. Dit is in Zulu geskryf en dit is 'n lied wat die mynwerkers se vrouens aan hulle kinders sou sing om hulle kinders te troos omdat hulle paas lank van die huis af moes werk in die myne. Die paas was nou geforseer, so partykeer die ma's as dit een ouer huishoudings was, om in gevaarlike myne te werk vir min of geen geld en soms vir min of geen kos nie. En hulle het ook gewoonlik in haaglike omstandighede gewoon. OK, so die vertaling van die refrein is die volgende: Stil, stil my kind, stil, stil my klein ding. Jou pa sal terugkom, dan sit ons saam met hom. Jou pa sal terugkom, dan sit ons almal saam.
te sterk woorde wat 'n ma vir 'n kind moet sing, wat nou ewe skielik nie 'n pa het nie, waar hulle almal altyd vry was om te kon doen wat hulle wil en nou was mense gedwing om vir ander mense te werk, vir min of geen geld of in slegte omstandighede. Baie min mense het hulle werkers goed behandel, hulle was slawe in die tyd. Okay, strofe 2 analisering, dit is versdeel 16 tot en met 26. Okay, so versdeel 16, 19 en 20 het ons weer die herhaling van die woorde toe en dit ek klaar vir julle gesê is kenmerke van 'n verhalende gedig. Dan die woord weste. Die woord weste in versdeel 16 wys vir ons dat die eerste setelaars in Suid-Afrika afkomstig was van die weste, naamlik Europa. Ons weet dat dit was Nederlanders wat in Suid-Afrika aangekom het. Die woord toe in versdeel 16 dui ook aan op 'n wending in die gedig. Daar was eers vrede in strofe 1, vrede en vryheid in strofe 1 en toe, na die refrein in versdeel 16, het dinge begin verander. Die vrede en vryheid is nou verby. Maar die oorspronklike inwoners het dit nie geweet toe die Europeërs hier aangekom het nie. Okay. Versdeel 16 en 17 het ek vir julle in bold gesit en in swart. Dit dui daarop dat die eerste setelaars in Suid-Afrika aangekom het met skepe deur gebruik te maak van woorde soos skepe, witseile en oor die see. Dit is ook metonimia of oornoeming. Dit wil sê, daar kon net geskryf geword het, die Europeërs het in Suid-Afrika aangekom, sonder om te noem hoe hulle hier aangekom het. So hulle kon net gesê, die Europeërs het hier aangekom, maar hulle het gekies om te skryf, of die skrywer het gekies om te skryf, toe kom die skepe uit die weste, wit seile oor die see. So dit is oornoeming om te sê hoe die Europeërs hier aangekom het. Okay. Versreëls 16 en 18 word aan mekaar verbind deur die feit dat die skepe afkomstig was van die weste, op pad na die ooste en by die suide gestop het om vars water en kos te kry. Onthou, Suid-Afrika was net 'n verversingspunt. Die verbindingspunt tussen die ooste en die weste waar hulle net gekom het om vars water en goed te kry. So dis hoe versreëls 16 en 18 met mekaar verbind word. Okay? Ons was net 'n stop, 'n pitstop. Hulle sou nie gebly het nie. En toe kom ons by versreël 19. Sê vir ons dat die persone wat op die skepe was, het toe besluit om te bly en so 'n verversingspos te stig in die Kaap. En so nie net gebly het vir vars kos en water soos oorspronklik beplan nie, maar Suid-Afrika se belangrike hulpbronne begin ontgin en vernietig het. So hulle het nie net besluit om kos en water te kry nie, hulle het 'n verversingspos onder in die Kaap gestig en so het die ontwikkeling van Suid-Afrika begin en die vernietiging van ons hulpbronne. Nou versreël 20 tot 22 verduidelik dat Suid-Afrika verander het. Dit het gegaan van oop velde na stede en swak lewensomstandighede. En die land wat eentyd oop was, die land het ons verruil vir die ghettos van die stede. So mense was vry en toe word hulle in ghettos geplaas. Nou 'n ghetto in versreël 22 verwys na armoedige woonbuurte, soos die Kaapse vlaktes of ek nie eintlik die woorde kom ons bly maar net by die woord ghetto. Dan
Daar is kontras in versdeel 20, die land wat eentyd oop was, teenoor versdeel 22 vir die ghettos van die stede. Soos ek vir julle gesê het, almal die land was oop en nou is almal in stede en in toegeboue. So daar's kontras in daai twee versreëls of tussen daai twee versreëls. In versdeel 23 koperdraad. Nou mense is koperdraad gegee en hulle dit as ruilmiddel gebruik en sommige mense het armbande daarvan gemaak. Partykeer sien mense nog steeds mense wat koper armbande dra. Mense sê dit trek die suur uit mense se lyf uit. Ander mense dra dit maar net omdat dit koper is of omdat dit mooi lyk. Die spreker wonder ook hier of die omstandighede waarin hulle self nou bevind, die voordele wat hulle gekry het, of dit regtig die moeite werd was. Okay? Dan weer het ons Zulu gedeeltes van 24 tot 26. Dis 'n deel van die refrein en dit beteken Hoera Afrika, ons het lekker gelewe, mag Afrika terugkeer. Strofe 3. Hier sien julle weer daar's 'n blok en ander blokke, so dit beteken goed is in kontras met mekaar. So kom ons begin. Kom ons begin met die pers. Daar's die herhaling van die lang A en daar en maag. Dis assonansie en is 'n voorbeeld van halfrym. Assonansie en alliterasie is voorbeelde van halfrym. Dan in versdeel 27 verwys die woord rykdom na die rykdom wat Suid-Afrika besit het, wat nie dadelik gesien kan word nie, maar wat gemyn moet word. Dit is die minerale en die edelgesteentes wat Suid-Afrika het, soos goud, steenkool ensovoorts. Dan versdeel 27 en 28 is 'n voorbeeld van personifikasie. 'n nie-menslike ding word 'n menslike eienskap gegee. Dit is wat personifikasie is. Afrika word vergelyk aan 'n mens deur te sê dat Afrika 'n maag het en dat al die Afrika se rykdom in die maag van Afrika was. Die maag wat eintlik na verwys word is die Afrika grond. Dit sê al die edelgesteentes en minerale is in Afrika se grond. Okay. Versdeel 29. Diamante, steenkool, goud en edelmetaal. Dit verwys net na die rykdom van Afrika wat ontdek is. Okay. Versdeel 30 en die hele strofe 1. Dis hoekom hy in grys is. En versdeel 33 is in kontras met mekaar. So gaan kyk weer na strofe 1 en na hierdie twee versdeels. Versdeel 30 en die hele strofe 1 is hier in kontras met mekaar. In strofe 1 was die mense vry en kon hulle vrylik rondbeweeg in die skoon natuur. Nou, in versdeel 30 is die mense slawe want hulle het afhanklik geword van hulle werk op gevaarlike myne. En die mense word die slawe hier, dis versdeel 30. Want hulle het afhanklik geword van die werk op gevaarlike myne, waar daar meeste van die tyd geen vars lig is nie. Hulle moet ook hard werk om die laaste stuk edelmetaal of mineraal, hoe klein dit ook al mag wees, uit die grond uit te haal. Die mense word hier heeltemal uitgebuit. Dit is deel versdeel 33, ons sal nou daarby kom. Dan in versdeel 32, die woord tonnel word hier as 'n werkwoord gebruik. 'n Tonnel is gewoonlik 'n tonnel onder die grond, maar hier beteken dit die werkers moes gate onder die grond maak om by die edelgesteentes en minerale uit te kom. Die woord greintjie in versdeel 33 beteken min of klein stukkies, soos klein stukkies goud of 'n klein stukkie steenkool. Hulle moes alles uitkry. Dan versdeel 30 en 33 verbind hier met mekaar. Nie net word die mense uitgebuit nie, maar die natuur ook.
elke stukkie mineraal of edelgesteente moet uit die grond gehaal word en deur uitgebuite werkers. So die natuur en die mense hier word uitgebuit. Okay. Dan versdeel 27 tot 32 wys daarop dat Suid-Afrika se rykdom in minerale en edelgesteentes Europeërs gelok het, maar die oorspronklike inwoners het of moes in die myne vir die Europeërs gewerk het. Die oorspronklike inwoners en die natuur is uitgebuit deur die Europeërs en vir oorlewing later deur die oorspronklike inwoners. So later aan moes die oorspronklike inwoners maar vir oorlewing die natuur begin uitbuit. Hulle moes begin jag, hulle moes begin bome afkap om te oorleef, want hulle is swak behandel deur die Europeërs. Hulle moes ergens kos kry en vuur maak om warm te bly, want hulle het in haaglike omstandighede gewoon en is gedwing om te werk sonder geld. Daar was nie meer 'n sisteem van ruils wat hulle gehad het nie. Dan strofe 4, die laaste strofe. Ons begin met, jy sien weer eens en is in versdeel 34 en 36 is die kenmerke van 'n verhalende gedig. Dan in versdeel 34 het ons die herhaling van die o, die dubbel o, dit is assonansie en dit beklemtoon die wydheid van die grasvlaktes. Dit is ook 'n voorbeeld van wolfrein. Okay. Versdeel 35 span dit toe met doringdraad. Versdeel 35 verwys na nog 'n gevolg van kolonisasie. Daar was grense opgerig sodat jagters kon betaal om die wild te kon skiet. Die woord doringdraad in versdeel 35 simboliseer ook die grense wat deur apartheid geskep is. Onthou, Koos Kombuis en Johannes Kerkorrel was baie teen apartheid. Okay? So hier word daai gedeelte ingebring. Versdeels 34 en 35 is in kontras met mekaar. Versdeel 34 praat van die grond wat altyd vir gemeenskaplike gebruik was, teenoor versdeel 35 wat praat van grond wat nou toegespan word deur doringdraad en verdeel word in privaat eiendom. Okay. Dan die herhaling van die woord mag in reël 38 en 39. Dit verwys na koloniste wat na Suid-Afrika toe gekom het en nie net die oorspronklike inwoners tot hom mag onderwerp het nie, maar ook die wild. Die wild is in kampe gesit en is geskiet vir geld en genot. Die magdiere wat gewoonlik vrylik kon rondbeweeg, is ook in kampe geplaas. Gesit op plase soos honde, sal nie sê beeste is mag nie, maar beeste vrylik rondgeloop. Okay. Dan die woord groot wildjagter in reël versdeel 38 is ook metonimia. Dit is die oornoeming van al die mense wat die wild kom skiet het. Die woord wildjagter kon gebruik geword het. Okay, maar hulle sê groot wildjagter. Okay. In versdeel 40 en 41 stilte oorbly, stilte heers. So die woorde stilte oorbly in versdeel 40 en die woorde stilte heers in versdeel 41 is 'n eufemisme. Nou 'n eufemisme is wanneer iets op 'n sagter manier gestel word as wat dit werklik is. In versdeels 40 en 41 verwys die stilte na die verwoesting van Suid-Afrika se natuurlike hulpbronne en natuurskoon.
word op 'n mooie manier gesit as net om te sê die natuurskoon is verwoes en die wild is verwoes. Die herhaling van die woord stilte beklemtoon ook die feit dat alles uitgewis is. Daar is geen meer geluide nie. Ons as Christene is deur God as sy mense, sy aarde gegee en alles daarop is aan ons toevertrou. Ons is verantwoordelik om na dit om te sien en dit nie te vernietig na ons sin nie. Versreëls 35 en 41 is in kontras met mekaar en strofe 1, die hele strofe 1 en versreël 3 en 7 is ook. Strofe 1 en versreël 3 en 7 sê alles is wyd, oop en groen en die gesang van die vrouens kan gehoor word teenoor strofe 4 en versreël 35 en 41 waar daar geen meer vryheid in beweging is nie. So daar's baie kontras in hierdie strofe teenoor ander strofes en versreëls. So kyk asseblief daarna. Dit is 'n bietjie baie en dit is belangrik. Dan versreël 42 is weer Zulu en dit beteken hoera, mag Afrika terugkom. Dit gee 'n tipe uiting aan moed vir Suid-Afrika. Myself net weer terugbring. Hierso wil ek hê julle moet op Google Classroom gaan kyk en 'n Wayground woordeskat uitbreidingsassesserings gaan doen. Dit is 20 vrae en dit sal jou 3 minute neem om dit te doen. So gaan doen dit asseblief. Ek gaan kyk of die punte of julle dit doen. Dit is verpligtend. So ook die Kahoot 1. Dan het ek vir julle 'n Google Quiz vorm opgesit. Dit is ook 'n verpligte assessering wat julle moet doen oor die kontekstuele vrae oor die gedig. Dit is 14 vrae tel 31 punte en julle het 20 minute om hierdie assessering te voltooi. Dan het julle 'n lang transaksionele skryfstuk wat julle moet doen. Julle moet dit op die 1 April doen. Dit is 'n Google Docs. Alles is klaar gelaai op Google Classroom. Julle het 40 minute om dit te doen. Alles moet op die Google dokument gedoen word. Al die instruksies is klaar op 'n PDF dokument gelaai saam met die onderwerpe wat julle kan van kies. Dan het jy 40 minute om dit te doen op die 1 April en dan moet julle dit inhandig. Dit tel 30 punte, dis 'n formele assessering. En kyk dat ek alles, daar is 'n rubriek wat julle na gaan kyk waarvoor julle punte kry. Ja, na 40 minute sluit die inhandigings skakel, so asseblief maak seker dat julle dit inhandig voor die 40 minute verby is. Baie dankie dat julle na die les geluister het. Doen asseblief al julle assesserings en dan sien ek julle 'n volgende keer. Totsiens.